Merk die dag. Baie mense begin die jaar met groot planne en dan teen Februarie die meeste van daardie nuwejaarsvoornemens reeds verdamp en teen die helfte van die jaar wonder mense wat het verkeerd geloop. Maar hier is die goeie nuus, jy hoef nie weer tot 1 Januarie te wag om te begin nie. Enige betekenisvolle datum kan die anker wees waarvanaf jy 'n nuwe rigting inslaan. En dit kan wees op 'n verjaarsdag, 'n herdenking, selfs net 'n datum met 'n persoonlike getal wat vir jou saak maak. Die navorsers Dye, Milkman en Rees het in 2014 bevind dat mense baie meer geneig is om nuwe doelwitte aan te pak na sogenaamde temporale, tydsgebonde of tydaangerigte landmerke. Dis nou oomblikke soos 'n verjaarsdag, die begin van 'n nuwe week, 'n vakansie. En sulke datums skep in ons kop as dit ware 'n nuwe rekeningperiode. Die verlede word afgesluit en so ervaar en mense kry 'n groter prentjie perspektief op die lewe wat weer hoop en motivering aanwakker. Nou hierdie beginsel is eintlik baie diep Bybels. Die skrywer van klaagliedere skryf te midde van Jerusalem se verwoesting oor God wie se ontferming elke môre nuut is. Hoor staan dit in Klaagliedere 3 vers 22 tot 23. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Elke oggend is 'n nuwe begin. En hierdie begin is nie gegrond op ons eie wilskrag of selfs 'n perfekte rekord nie. Dit is gegrond op God se onverbeterlike en onveranderlike trou. As die Here opnuut elke dag genade uitdeel, dan kan ons met vrymoedigheid enige betekenisvolle dag gebruik om weer op te staan en opnuut te begin. Dalk 'n nuwe gewoonte aan te leer, wat ook al jou voorneme is. So watter datum, of dit nou verby is of in die toekoms, gaan jy vandag as jou nuwe anker kies? En dis jou punt van hoop, en so sal jy weer met die hulp van die Heilige Gees die moed kry om te begin waar jy selfs gefaal het. Leef geïnspireerd.